Julle kan die Bybel oopmaak by Jakobus. Ons gaan voort met ons reeks uit Jakobus uit vanmôre. Nou onthou, Jakobus skryf aan die Jode wat in verstrooiing is. En hy is baie bekommerd oor die egtheid van hulle geloof. En daarom het ons gesien dat hy gee vir hulle 13 toetse om hulle geloof te toets. En dit is wat ons mee besig is terwyl ons deur die boek van Jakobus gaan. Nou ons kyk vandag na Jakobus hoofstuk 3 vanaf vers 1 tot en met vers 12. En in hierdie gedeelte fokus Jakobus op die tong as die instrument wat ons gebruik om woorde te vorm. As jy nie 'n tong het nie, kan jy nie praat nie. In die vorige hoofstukke het Jakobus gefokus op werke wat voortvloei vanuit ware redding. Hoofstuk 1 en 2 het hoofsaaklik gegaan oor werke wat voortvloei uit ware redding uit. Maar ons moet opmerk, ons moet oplet dat dit is nie werke tot redding nie. Ons kan nie onsself red deur werke wat ons doen nie. Maar dit is werke wat voortvloei, wat sal voortvloei omdat ons gered is of wanneer ons gered is. As jy weer kyk daarna hoofstuk 2 vers 18 waar hy sê: maar iemand sal sê, jy die geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Met ander woorde, werke bring geloof. Dis nie werke wat geloof maak nie, maar omdat daar geloof is, sal daar werke wees. Nou dit is wat ons in die vorige verse gesien het. Nou Jakobus gee vir ons hier in Jakobus hoofstuk 3 vers 1 tot 12 dan die 6ste toets vir ware egte geloof. Die 6ste toets waarop ons onsself kan toets of ons waarlik gered is en geestelike volwassenheid bereik het of groei na geestelike volwassenheid toe. En dit is die toets van hoe en wat jy praat. Wat ons sê en hoe ons praat is die toets wat Jakobus vir ons gee oor om seker te wees of ons waarlik gered is of nie en of ons geestelik groei of nie. Ek wil julle net 'n verhaal vertel. Ek het groot geword met perde. En ek het 'n Arabiers gehad waarmee ek Gymkhana gedoen het. Nou Gymkhana is 'n sport waar jy 'n baan het. Jy sê dit is om oor dinge te spring of om dit deur water en ander lande obstacles om 'n goeie Afrikaanse woord te gebruik, maar jy moet die baan voltooi binne 'n sekere tyd. En om dit te doen het jy 'n goed opgeleide perd nodig wat gehoorsaam is aan die toom. Maar jy moet nog steeds, jy as ruiter moet nog steeds wat ons noem 'n kort toom op daardie perd hou om hom te beheer, want jy moet dit in 'n sekere tyd klaarmaak. Nou 'n vriendin van my het weer 'n Amerikaanse saalperd gehad en hy was nou weer meer wild en moeiliker om te beheer. En sy was bang vir die perd gewees en daarom het sy vir my van tyd tot tyd het sy vir my gevra om die perd te ry, want as 'n perd nie gery word nie, dan word hy weer wild. En so dan as hy hom vir 'n lang tyd nie gery het nie, dan moet ek hom weer gaan ry om hom so 'n bietjie makker te maak. En wat ek dan gedoen het, ek het die perd op die strand gevat waar jy oop strand het waar jy kan hardloop en dan het ek die perd vrye teels gegee om te hardloop. Maar wanneer jy 'n perd vrye teels gee, moet jy as ruiter jou sit ken. Want daai perd kan enige tyd dit doen nie. Een oomblik gaan die perd daai kant toe en jy gaan die ander rigting ingaan. En daardie perd wat vrye teels het is onvoorspelbaar in wat hy gaan doen. En dit is presies waarop Jakobus dan in hierdie teks wat ons vandag na kyk, wat hy sê. Hy sê dat ons die leiersels op ons tonge kort moet hou. Ons moet dit in beheer hou. Nou julle sal onthou dat ons gesê het dat Jakobus die Spreuke van die Nuwe Testament is. En soos Spreuke beginsels en riglyne vir die geestelike lewe gee, so gee Jakobus beginsels en geestelike volwasse vir ons as geestelike volwasse Christen lewe. Hy gee vir ons daardie beginsels van hoe om te lewe. Nou Jakobus het baie te sê oor die tong, omdat Spreuke baie te sê het oor die tong. En ek lees net 'n paar van hulle hier vandag vir julle vanmôre. Spreuke 10 vers 18. Hy wat haat verberg, het valse lippe. En hy wat skindertaal uitstrooi, is 'n dwaas. Spreuke 10 vers 19, by veelheid van woorde ontbreek die oortreding nie, maar hy wat sy lippe inhou, handel verstandig. So ons spraak is vir Jakobus baie belangrik, want as ons so deur die
die brief van Jakobus werk, deur die 5 hoofstukke werk, dan sien ons Jakobus gebruik hierdie gedagte van die tong of dan van woorde in elke hoofstuk van hierdie brief. En daarom is dit belangrik. En hieruit kan ons sien, en uit Spreuke uit kan ons sien, dat wat ons sê, is vir God baie belangrik. God wil hê dat ons spraak sal beheer, eerder as wat ons deur ons spraak beheer sal word. Die mens is die mens is die enigste van God se skepings wat met woorde verbaal kan kommunikeer. En daarom verwag God van ons om ons woorde, ons spraak te gebruik tot eer van God en nie tot sy oneer nie. En dit is waarom Jesus ook in Matteus 12 gesê het, dat God ons op ons woorde alleen sal oordeel. Jesus het gesê dat ons vir elke ydelike woord wat ons nog ooit gespreek het, verantwoording sal doen. En dit is waar Jakobus is, dis waar ons in hierdie teks vanmôre is. Hy bou voort op wat ons in Spreuke geleer het by Salomo, en hy bou voort op wat Jesus Christus vir ons leer. Daarom moet ons verstaan is wat Jakobus wys vir ons, hoe belangrik ons woorde is, wat ons sê, wat ons praat. En hy hanteer dit weer eens as 'n toets van ware geloof. As jy wil weet of jy 'n Christen is of nie, wel, luister net na wat en hoe jy praat. Nou ons kan kyk na hoe ons geleef het, soos wat ons in hoofstuk 1 en 2 gesien het, die werke, die dade wat uit ons geloof uit voorkom. Ons kan daarna kyk. Maar vandag sê Jakobus vir ons, as jy wil weet of jy 'n Christen is, luister na wat jy sê. Luister na hoe jy praat. Maar daar is egter 'n kinkel in die kabel hier in Jakobus wat ons vanmôre moet verstaan. En dit is die rede waarom Jakobus dan die onderwerp van die tong hier in hoofstuk 3 hanteer. En dit is nie toevallig dat hoofstuk 3 in die middel van hierdie 5 hoofstukke is nie. Hierdie is die fokus, dis die sentrale fokus waarop Jakobus in hierdie hele brief fokus. Onthou, Salomo beskou ons spraak as absoluut krities vir geestelike volwassenheid. Jesus Christus beskou dit as uiters belangrik. En die res van die Nuwe Testament doen presies dieselfde, en net so ook met Jakobus. Maar dit lyk asof Jakobus se lesers nie dieselfde gedink het nie. Hulle het nie dieselfde gevoel nie. Hulle het nie die hoe jy praat gekoppel aan ware geloof en geestelike volwassenheid nie. Met ander woorde, vir hulle was wat jy praat en hoe jy praat, het niks te doen met jou geestelikheid nie, in hulle gedagte nie. Hulle het gedink dat hulle gered en geestelik volwasse is, al was hulle tonge bitsige swaardsteke gewees. En dit is tipies van wat ons gesien het in hierdie brief sover. Die mense aan wie Jakobus geskryf het gedink dat hulle godsdiens kerk toe gaan en 'n boodskap ontvang is, om dan maar huis toe te kom, en dit is die einde daarvan. Het maak nie saak hoe hulle die res van die week gaan praat nie. Die boodskap is vir daar by die kerk en is verby die kerk, maar die res van die week is ons op ons eie, ons doen wat ons wil en hoe ons wil, ons praat soos ons wil. Onthou dat Jakobus daar in die begin, toe ons net begin het met hierdie brief, het Jakobus aan Jakobus 1 vers 26, en kyk maar daar in julle Bybel, Jakobus 1 vers 26 het hy gesê, as iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, en kyk dan wat sê hy, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Julle kan sien dat hoe jy praat vir Jakobus belangrik was vir ware godsdienstigheid en vir ware liefde vir Christus, maar dan ook belangrik was vir die ware goddelike lewe. Want waardelose godsdienstigheid praat net soos wat hy wil, en hy sê net soos wat hy wil, wanneer hy wil, en hy gee nie om nie. Maar Jakobus sê dat ware geloof sal 'n verskil maak in hoe jy praat. Sy lesers het dit duidelik nie in daardie lig gesien nie, want dit was nie vir hulle belangrik geweest nie. Hulle het geen probleem gesien tussen geloof en liefde vir Christus aan die een kant en haatdraande, bitsende, snyende woorde wat in woede vrye teels kry in hulle lewens nie. Hulle het nie die kontras gesien tussen om te getuig van geloof aan die een kant en terselfdertyd 'n leuen te vertel aan die ander kant nie. Hulle het nie enige slaap verloor oor die sonde van om te skinder, verbale mishandeling wat hulle uitdeel en manipulasie deur woorde nie, swak taalgebruik wat hulle gebruik nie, en vir mense sleg te sê nie.
Hulle het nie slaap verloor daaroor nie. Hulle het van Jesus gepraat uit die een kant van hulle mond, en met die ander kant het hulle harde woorde en leuns gepraat. Jy sien, hierdie dubbelstandaard het ongelukkig nie saam met Jakobus se lesers uitgesterf nie. Het dit maar uitgesterf, maar dit het nie. Dit het oorleef, en dit is met ons tot vandag toe. Kyk net byvoorbeeld na jou eie lewe. Hoe maklik kan ons nie snyende woorde vir ons vrou, of ons man, of ons kinders, of ons medewerkers sê, en dink dit maak nie saak nie. Hoe maklik kan ons nie dink dat ons spraak by die kerk, en by die huis, of dalk by die werk, nie dieselfde hoef te wees nie. Ons sê dat die woorde goedkoop is. Talk is cheap, sê ons. Maar in God se ore is woorde baie, baie duur. Hulle is die absolute bevestiging van wie ons is en hoe ons dink. Onthou Jesus se woorde, ons het dit vanmôre gehoor. Die mond spreek van wat in die hart is. Matteus 15 vers 18 tot 20. Mense sê, ag man, ek was net kwaad vir my vrou toe ek dit gesê het. Ek het dit nie regtig bedoel nie. Regtig? Wel, wat het jy bedoel toe jy haar 'n koei genoem het? Julle sien, woorde is nie goedkoop nie. Hulle is duur omdat dit wys wie en wat jy is en wat jy dink. En moenie sê dat jy dit gesê het sonder om te dink nie, want werklik, dit is eintlik die probleem, nie waar nie. Wanneer jy in woede praat sonder om te dink wat uit jou mond uitkom, wys dit net wat werklik in jou hart is. En Jakobus se lesers het die koneksie tussen tong en hart probeer ontken. Hulle het gesê daar is nie 'n koneksie nie. Hulle wou 'n geloof in Christus aan die een kant verkondig, deur te sê dat hulle geloof in hulle harte het, maar terselfdertyd wou hulle absoluut net doen wat hulle wil met daardie ding wat agter hulle tande lewe. As 'n rede hoekom die Here hom in 'n hok agter die tralies van tande ingeperk het. Hulle sê hulle het geloof in hulle harte, maar hulle tong wys wat eintlik werklik in hulle harte is. Jy sien, Jakobus het 'n heel ander siening gehad. Ons woorde is die absolute toets van ware geloof, want Jakobus sê vir ons hier in hoofstuk 3 vers 2, dat woorde en geestelike volwassenheid loop hand aan hand. Jy kan nie sê jy's 'n volwasse Christen, as jy nie beheer oor jou tong het nie. Hoe jy jou tong beheer is een van die beste toetse van jou geestelike volwassenheid, of dan selfs onvolwassenheid en selfs ongeredheid. As jy nie in jou woorde struikel nie, sê Jakobus, dan is jy daar bo. Jy is 'n geestelike volwasse persoon. So wat jy praat is van uiterste belang in God se ore. Daarom kyk ons vanmôre na hierdie teks onder hierdie gedagte van die belangrikheid van om jou tong te beheer. Dat ons vanmôre sal insien hoe belangrik dit is vir ons om ons tonge te beheer. Kom ons lees Jakobus hoofstuk 3 vers 1 tot 12. Jakobus sê, moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet dat ons groter oordeel sal ondergaan. Want ons almal struikel dikwels. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man, in staat om ook die hele liggaam in toom te hou. Kyk, ons sit stange in die perde se bekke, sodat hulle ons gehoorsaam kan wees, en ons stuur hulle hele liggaam daarmee. Kyk ook die skepe, alhoewel hulle so groot is en deur ewige winde voortgedryf word gestuur deur 'n baie klein roer, net waarheen die stuurman wil. Net so is die tong ook 'n klein lid en beroem hom op groot dinge. Kyk hoe 'n groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so in plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Want elke soort natuur van wilde diere en voëls en kruipende, sowel as seediere, word getem en is getem deur die menslike natuur. Maar die tong kan geen mens tem nie. Dit is 'n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. Daarmee loof ons God en die Vader, en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie.
'n vyeboom, my broeders, kan tog nie olywe voortbring of 'n wingerdstok vye nie. So kan geen fontein brak en vars water voortbring nie. En ons sien in hierdie teks, sien ons 4 redes waarom dit belangrik is om die tong te beheer. Die eerste rede sal ons sien, is die spesifieke konteks waarvan Jakobus hier praat. Moenie baie leermeesters wees nie. Hoekom nie? Want daarin is meer oordeel. Dan sal ons voortgaan na die tweede, wat ons sal sien is, Jakobus sê dat die algemene konteks, hy wys eers na die spesifieke konteks, en dan vat hy die spesifieke konteks na die algemene konteks toe, want hy sê ons almal struikel dikwels. Maar dan die derde rede, hoekom dit belangrik vir ons is om die tong te beheer, is omdat die tong so gevaarlik is. Kyk bietjie daar na vers 8. Hy sê, maar die tong kan geen mens stem nie. Dit is 'n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. En in hierdie versie som hy vir ons op hoe gevaarlik die tong is. En dan die laaste rede wat ons vanmôre sal sien, hoekom dit belangrik is om ons tonge te beheer, is as gevolg van die skynheiligheid van ons tonge. En omdat ons tonge skynheilig is, maak dit vir ons geweldig moeilik. Elke een van ons, is ek seker daarvan, sal vir homself kan sê vanmôre, dis moeilik om die tong te beheer. So kom ons begin dan met die eerste ene, die spesifieke konteks. Daar gaan 'n groter oordeel wees. Kyk mooi na vers 1, hy sê, moenie baie leermeesters wees nie. Nou, Jakobus begin nie, hy sê, moenie baie leermeesters wees nie, is 'n verwysing na die een wat die lering in die gemeente gee. Dit is enige persoon wat die lering gee, nie net die pastoor wat voorgaan nie, maar wat die kinderbediening of die jeugbediening of elke bediening, en selfs in 'n groter konteks wat ons miskien vanmiddag kan bespreek, is selfs in ons vriendskappe onder mekaar, wanneer ons hierdie dinge bespreek, maar primêr verwys dit na die een wat voorgaan in lering in die gemeente. Nou julle sal onthou dat daar in die begin, toe ons hierdie brief begin hanteer het, is die spesifieke konteks wat Jakobus se brief is om aan die gemeentes wat ontstaan het buite Jerusalem te skryf oor 'n baie spesifieke probleem. En ons het daai probleem het ons hanteer in die boodskap nommer 5, wat se tema was gewees 4 vrae om te toets of jy die woord nederig ontvang, en jy kan gerus weer daarna gaan luister. Maar hier in Jakobus hoofstuk 3 vers 1 hanteer Jakobus nou daardie spesifieke probleem. Hy sê, as jy in die gemeente wil leer, moet jy seker maak, jy sê wat God sê. Jy kan nie jou eie boodskap gaan preek nie. Jy kan nie jou eie idee of jou eie opinie gaan preek nie. Jy moet sê wat God sê. Letterlik staan daar geskrywe, hou op om so baie leermeesters te wees. Want julle sal onthou die probleem daar in die begin, is almal in die gemeentes aan wie Jakobus geskryf het, wou opstaan en almal anders te probeer beïndruk met wat hulle gedink het hulle weet. Julle sal onthou gemeentes wat ontstaan het buite Jerusalem. Hulle het nie leiers gehad nie. Christus is weg. Die apostels is in Jerusalem. En hierdie gemeentes het niemand gehad om hulle te leer nie. En daarom wil almal opstaan en iets sê. En dis die spesifieke konteks. Onthou julle nog dat Jakobus hulle in hoofstuk 1 vers 19 gewaarsku het om gou te wees om te hoor, maar stadig te wees om te praat. Die spesifieke konteks hier is, moenie gou wees om leermeesters te wees nie, want hulle staan onder groter verantwoordelikheid. En daar's 2 redes hoekom hulle onder 'n groter verantwoordelikheid is. Heel eerste van alles, hulle moet God se woord akkuraat verkondig. Nou Paulus het ook vir Timoteus gesê dat hy die woord reg moet sny in 2 Timoteus 2 vers 15. Dis die eerste rede hoekom hulle onder groter oordeel sal wees. Die tweede rede is dat mense wat die woord reg sny, moet ook die woord reg of dan akkuraat lewe. Soos Paulus ook vir Timoteus gesê het in 1 Timoteus hoofstuk 4 vers 12. Wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof en in reinheid. Jy sien, die voorgangers, ons is verteenwoordigers van God in daardie sin. Enige iemand wat lering gee in die gemeente, of dit nou die pastoor is, en of dit die sonnaarskool is, en of dit die jeugbediening, en of dit die Bybelstudies is, dit maak nie saak nie. Ons is verteenwoordigers van God in daardie sin. God het gepraat, en ons herhaal wat God gesê het. Daarom moet ek dit akkuraat doen.
Dit is nie 'n mens wat ek verteenwoordig nie. Dis nie 'n organisasie wat ek verteenwoordig nie. Ek staan hier om die lewende God te verteenwoordig en daarom moet ek dit reg doen. Omdat Jakobus gesê het, omdat julle weet dat ons 'n groter oordeel sal ondergaan. Dis hoekom dit reg gedoen moet word. Jy sien, dis baie duidelik. Hierdie eerste versie wat Jakobus hier vir ons sê, baie duidelik. Moenie baie leermeesters wees nie, want daarin is 'n groter oordeel. Maar wat wel 'n vraag in ons gedagtes moet bring nou op hierdie stadium is, as Jakobus tot nou toe, as ons die brief bestudeer het, tot nou toe het Jakobus nog al die tyd net met die gemeentelede gepraat, van die verskillende gemeentes. Hoekom skielik praat hy nou hier met die predikers, en dan ook net in een vers? In die hele brief van Jakobus, praat hy net in hierdie een vers met die predikers, met die voorgangers. Hoekom is dit? Is hierdie vers dalk uit plek uit? Moes hy nie hier gewees het in die Bybel nie? En ek dink nie so nie. Ek dink wat Jakobus hier besig is daardie laat val die bom skok taktiek wat hy gebruik om hulle aandag te kry. En ek hoop en ek vertrou dat almal van julle wat nou luister, sê ja, ons gaan julle pastore en julle ouens wat voorgaan in die Bybelstudies, ons gaan julle dophou. Julle moet akkuraat praat. En ek is seker van ek het almal van julle se aandag ook nou, presies soos wat Jakobus gedoen het. Daardie laat val die bom skok taktiek. Ja, julle moet versigtig wees. Hy spreek die spesifieke konteks aan. Want predikers moet veral versigtig wees om die tong te beheer. Hoekom? Hoekom dink julle is dit so, buiten van die verantwoordelikheid? En die realiteit is, want die predikers gebruik die tong om hulle werk te doen, en as hulle nie hulle tonge beheer nie, is hulle onder 'n groter oordeel. En nou dat hy hulle aandag gekry het, gaan hy nou van hierdie spesifieke konteks oor na die algemene konteks toe, soos wat ons in die tweede plek sien. Almal struikel. Die algemene konteks is, niemand is gevrywaar nie. Almal struikel. Kyk mooi na vers 2. Dit begin met die woorde want. Want, so voegwoord. Predikers is onder 'n oordeel, want hulle kan in hulle woorde struikel, omdat almal dikwels kan struikel. Maar let op, dat predikers onder 'n groter oordeel is. En as Jakobus sê die predikers is onder 'n groter oordeel, wat beteken dit vir die ander? Hulle is ook onder 'n oordeel. Nie so groot soos die predikers nie, maar hulle is ook onder 'n oordeel. En ek wil hê julle moet nou blaai na Matteus 12 vers 36 toe. Ons begin daar by vers 33. As julle in die Bybels kyk, Matteus 12, ons lees saam daarvan vers 33. Ek wil net hierdie konteks vir julle stel. Almal struikel dikwels. Daarom is almal onder 'n oordeel. Matteus skryf dit daar in vers 33, waar Christus se woorde, hy sê, julle moet of die boom goed maak, of sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg, want aan die vrugte word die boom geken. Dis presies wat Jakobus vir ons nou leer, né? Dan sê Christus, addergeslag, hoe kan julle die goeie dinge praat, terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge te voorskyn, en die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge te voorskyn. Maar ek sê vir julle dat van elke ydelle woord wat die mens praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Want uit jou woorde sal jy geregverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word. Sien, elke mens is onder hierdie oordeel. Die predikers onder 'n groter oordeel, maar elke ander, die algemene konteks is almal, elke mens is onder hierdie oordeel van wat jy sê is belangrik vir God. Daarom moet ons tonge beheer. Nou kom ons weer terug by Jakobus. Wat Jakobus besig is, hy beweeg van die spesifieke konteks na die algemene konteks toe. Alle mense struikel dikwels. Maar die probleem in hierdie teks is, ons is geneig om na hierdie versie te lees, ons kyk hierna, om dan vir ons self te verskoon dat ons mag ons tonge vrye teels gee. Ons mag sê net wat ons wil. Ons hoef nie bekommerd te wees of ons mense sny daarmee of nie. Daar's 'n ou gesegde, Engelse gesegde wat sê, sticks and stones will break your bones, but words will never hurt you. Maar dis nie die waarheid nie.
Sticks and stones will break your bones, maar jou bones gaan weer mend, hulle gaan weer aangroei, hulle gaan weer gesond word. Maar daar's woorde wat ons sê, wat in der ewigheid nooit weer genees sal word nie. Dis so belangrik dit is om ons woorde te beheer. En ons is geneig om na hierdie versie te kyk en te sê, ons is regverdig om te praat soos wat ons wil. Kyk weer mooi na vers 2. En ek gaan dit so bietjie probeer verduidelik. Jakobus sê, almal struikel dikwels. So dit beteken dat ons ook struikel. En ons is elkeen baie deeglik bewus daarvan dat ons struikel. Maar dis oukei. Ons mag maar struikel, want almal struikel mos. So ons kan ook mos maar struikel. En dan redeneer ons verder. As iemand met woorde nie kan struikel nie, is hy 'n volmaakte man. In staat om ook die hele liggaam in toom te hou. En dan redeneer ons, wel, niemand kan volmaak wees nie waar nie? En daarom kan niemand sy liggaam in toom hou nie. En dan redeneer ons, daarom hoef ons nie eens te probeer nie, want ons gaan dit in elk geval nie reg kry nie. En sit nou vers 8 by, waar Jakobus sê dat niemand die tong kan tem nie, en dat die tong 'n dodelike gif is. En ons is oortuig dat ons nie ons tonge hoef te beheer nie, want die realiteit is, ons kan dit nie doen nie. So dis oukei. God sien dit en God verstaan en God weet. Moenie bekommerd wees nie, gaan maar net aan. Dit is hoe ons hierdie versie wil lees. En dan wat nou gebeur is, die tonge kry nou vrye teels. En hulle maak en hulle sê en hulle doen net wat hulle wil. Ek wil nou vanmôre vir jou werklik die vraag vra. As jy hierdie gedeelte lees, net 'n oorsigtelike lees daarvan, is dit regtig wat Jakobus hier sê? Veral as ons die groter konteks van die brief in ag neem. Onthou julle wat het Jakobus ook daar in die begin gesê in Jakobus 1 vers 2 tot 4? Dis waar ons mee begin het met hierdie studie. En julle kan weer terugblaai so intoe Jakobus 1 vers 2 tot 4. Hy sê, agter loutere vreugde my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom. Hoekom? Sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom. So Jakobus het reeds daar aan die begin vir ons geleer dat dis hoekom God beproewinge oor ons pad bring. Dit is hoekom daar versoekinge oor ons pad kom, want God is besig om ons geloutere goud te maak. Om ons volmaak te maak, sodat ons in niks sal kort kom nie. Die NASB en die ESV en die King James Version vertaal dit om perfek te wees. Maar die Lexham English Bible vertaal dit om volwasse te wees. En die woord wat Jakobus hier gebruik vir volmaak, is die Griekse woordjie teleios, wat twee dinge kan beteken. Nommer 1, dit kan beteken om perfek te wees. Wat ons weet, niemand in hierdie lewe kan bereik, 'n absolute sondelose perfektheid, ons kan dit nie bereik nie. Maar die tweede ding wat dit kan beteken is om volwasse te wees. Iets wat elke gelowige kan bereik, en wat die bewyse is dat hulle wel gered is, en dat hulle geestelike volwassenheid al bereik het. Onthou dat nadat Jesus die normale Christen karakter beskryf het, eindig hy die bergpredikasie met hierdie woorde: Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is. As dit na perfeksie wys, weet ons, dan is daar iets fout, dan ons kan dit nie doen nie. Maar as dit na geestelike volwassenheid toe, wat dit wel na verwys, ons almal kan geestelik volwasse word. En dit is wat Jakobus vir ons hier leer vandag. Om geestelik volwasse te wees, iets wat elke gelowige kan bereik. En daarom moet ons streef daarna. Daarom moet ons die belangrikheid sien van om ons tonge te beheer. So wat sê Jakobus vir ons in hierdie teks? Vers 2. Kom ons kyk weer na vers 2. En ons gaan dit van onder af. Kom ons lees hom nou van onder af boontoe. As hy sê, as jy nie jou liggaam in toom kan hou nie, dan is jy onvolwasse in jou geestelike lewe. En as jy onvolwasse is, sal jy dikwels in jou woorde struikel. Almal struikel dikwels omdat hulle ongered of onvolwasse in hulle geloof is. En hierdie versie gee vir ons 'n begrip, 'n verstaan van ongeredde mense. Hoekom praat ongeredde mense soos wat hulle praat? Want hulle is nie gered nie, en daarom kan hulle nie hulle tonge beheer nie. Ons moet hulle verstaan in daardie lig. Met ander woorde, wat Jakobus vir ons hier werklik leer in hierdie versie, is nie 'n versie wat vir ons sê, jy gaan dit nie kan doen nie, so moenie probeer nie.
Maar wat hy werklik leer is, hy sê almal struikel dikwels, maar die man wat nie struikel nie, daar is mense wat nie struikel nie, en die een wat nie struikel nie, is volwasse in sy geloof, en daarom in staat om sy hele liggaam in toom te hou. Hierdie vers is eerder 'n opdrag om te strewe na volwassenheid, want dan sal ons tonge kan beheer, en daarom ook ons hele liggaam kan beheer, en dit spreek van die Christenlewe. Jakobus verduidelik hoe dit werk, deur 2 praktiese illustrasies in hierdie teks. Kyk nou na vers 3. Jakobus 3 vers 3. Kyk, ons sit stange in die perde se bekke, sodat hulle ons gehoorsaam kan wees, en ons stuur hulle hele liggaam daarmee. Die stang is daar die klein stukkie yster wat ons in die perd se bek sit. Ons gebruik die stang om die perd te beheer. En met daardie stukkie yster beheer ons die perd se hele liggaam. Die kleinste persoon, die kleinste ruiter, kan 'n 3 tot 400 kg gespierde massa krag beheer, om te doen presies wat hy wil hê daardie dier moet doen, net deur daardie klein stukkie yster. En die kontras hier is die klein, wat minder as 1 kg stukkie yster, wat die groot 3 tot 400 kg dier beheer, om te doen presies wat hy wil hê hy moet doen. En net so ook met die illustrasie van die skip. Kyk na vers 4. Waar Jakobus sê, kyk ook die skepe, alhoewel hulle so groot is en deur ewige winde voortgedryf word gestuur deur 'n baie klein roer, net waarheen die stuurman wil. Een van die grootste skepe ter wêreld is die Amerikaanse vliegtuigskip, die Eisenhower. Dit weeg meer as 91.000 ton. Dit is 330 meter lank, nee, dis 3 rugbyvelde in hulle lengte langs mekaar. Dis hoe lank hierdie skip is. Dit word aangedryf deur 'n 280.000 perdekrag engine. Daar is 6.100 mense met 100 vliegtuie aan boord hierdie vliegtuigskip. So dit is groot en dit is swaar, maar dit word alles beheer deur 'n baie klein roer. Die Eisenhower se roer is 9 meter hoog by 7 meter wyd of breed. Dit weeg minder as 1/10 van 1% van die gewig van die skip. Met ander woorde, julle wiskundiges, 0,01% van die gewig van die skip. Dis wat die roer weeg. En daardie roer beweeg daardie hele skip, beheer daardie hele skip en stuur daardie hele skip net waar die stuurman hom wil stuur. En weer eens, hierso is Jakobus se kontras is, iets wat so klein is, kan so 'n groot gewig stuur en beheer. Maar kyk nou wat sê Jakobus verder in vers 5a, net die A gedeelte. Hy sê net soos wat? Net soos die stang die perd, net soos die roer die skip, net so is die tong ook 'n klein lid en beroem hom op groot dinge. En die woordjie beroem daar soos hy spog oor groot dinge. En waaroor spog hy? Waarom en hoekom gebeur die geleenthede wat ons mekaar met ons woorde sny? Want my tong spog oor myself, die groot dinge wat ek kan doen, hoe slim ek is, hoe goed ek is beter as enige iemand, ek weet beter as jy. En dis wat Jakobus vir ons hier sê, ek is die tong sê ek is die beste. En Jakobus se punt wat hy hier maak is, hoewel die tong klein is, beheer die tong die liggaam. En nou hier moet ons verstaan is, die tong kan die liggaam reg beheer, of hy kan hom verkeerd beheer. Die liggaam is nie na willekeur onderhoorig aan die tong wat altyd net verkeerd of altyd net reg gaan wees nie. Maar die punt wat Jakobus maak is die tong beheer die liggaam en hy kan die liggaam reg beheer of hy kan hom verkeerd beheer. En ons sien dan in hierdie illustrasies wat Jakobus maak, die stang is klein, maar dit het groot krag om te beheer. Die roer is klein en daarom moet ons verstaan dat dit die vermoë dit 'n groot vermoë en krag om te beheer. En net so ook is die tong is klein, maar dit het 'n groot krag om te beheer. John MacArthur skrywe hieroor as hy sê, like a bit in a horse's mouth and the rudder of a ship, the tongue has power to control the rest of us. It is a master control for the whole body, directing virtually every aspect of behavior. En dit is hoekom dit belangrik is, hoekom ons tonge moet beheer. Want die tong is die master control. Dis die meesterskakelaar wat die res van ons liggaam beheer. Nou,
Kyk, hierdie teks sê ook vir ons verder, Jakobus, terug daar by Jakobus hoofstuk 3. En dan kyk weer na vers 3 tot 5. Jakobus 3 vers 4 tot 5. Kyk mooi wat ons in daardie teks ook raak sien. Iemand beheer die stang. Die stang beheer die perd, maar iemand beheer die stang. Net so ook met die roer. Die roer beheer die skip, maar iemand beheer die roer. En daarom, iemand moet die tong beheer, want die tong beheer die liggaam. Net soos wat iemand in beheer van die perd moet wees, en iemand in beheer van die skip moet wees, moet iemand in beheer van die tong wees. En dit is ek en jy. Ons moet ons tonge beheer. Ons tonge moet nie ons beheer nie. En dit geld vir almal. 'n man met die naam van J.A. Mottier skryf, if our tongue was so well under control that it refused to formulate the words of self-pity, the images of lustfulness, the thoughts of anger and resentment, then these things are cut down before they have a chance to live. The master switch has deprived them of any power to switch on that side of our lives. The control of the tongue is more than evidence of spiritual maturity. It is the means to spiritual maturity. Onthou, die algemene konteks is nie net die predikers nie, maar almal moet hulle tonge beheer. Ons moet 'n kort toom op ons monde hou, want almal is onder die oordeel van as ons die tonge vrye teels gegee het, gaan ons oordeel gee vir wat ons sê. Maar hoekom is dit belangrik om die tong te beheer? Hoekom is dit vir ons belangrik om vanmôre te verstaan? En die derde rede is wat Jakobus ons hier gee, is die belangrikheid van om jou tong te behou. So dit is nie net omdat die predikers onder groter oordeel gaan wees nie. Dis nie net omdat dit 'n algemene konteks is wat almal onder 'n oordeel is nie, maar hoekom ek en jy ons tonge moet beheer is omdat ons tonge so geweldig gevaarlik is. Kyk nou na vers 5b tot met vers 8. Ons gaan daardie paar versies nou bestudeer. Jakobus gee nou vir ons 'n illustrasie van 'n veldbrand om te illustreer hoe gevaarlik en moeilik dit is om die tong te beheer. En net voor ek verder gaan, ons miskien vir die ouens wat al brande moes uitsit, wat 'n veldbrand moes hanteer. Wanneer sit 'n mens 'n veldbrand die maklikste uit? Enige iemand? Wanneer hy net begin. Wanneer dit 'n klein vlammetjie is, maklik, jy trap hom net dood en hy's klaar. Maar Jaco het die ervaring gehad van 'n huis wat afgebrand het daar. Wanneer daardie brand so groot is wat hy huise begin afbrand en mense doodmaak, dan is dit baie moeilik om hom uit te sit, nê? En dit is wat Jakobus vir ons hier illustreer. Dit begin met 'n klein vlammetjie, maar dit eindig in 'n vernietigende veldbrand. Nou wetenskaplikes reken dat die kleinste druppel water op 'n blaar, en as die sonstraal dan nou net op die regte hoek deur daardie druppeltjie water skyn en 'n droë grasie net op die regte plek aan die ander kant is, dat daardie klein druppeltjie kan 'n veldbrand, kan 'n brand ontstaan, veroorsaak. En daardie brand kan groei dat hy 'n hele oerwoud kan afbrand. Dis die illustrasie wat Jakobus hier maak. 'n Hele oerwoud kan deur 'n baie klein vuur afgebrand word. Nou in Oktober 1871, so omtrent 8:30 die aand, het 'n lantern wat nou ook hier deur 'n werklike koei nou omgeskop was, in mevrou O'Leary se skuur, dan die bekende Chicago brand begin. En ons, julle weet seker, vir al die jonger mense glo ek nie weet wat die Chicago brand is, die bekendste brand in Amerika, wat toe daardie brand begin het, voordat hulle daardie brand kon stop, is 17.500 geboue vernietig. 17.500 geboue is vernietig. 300 mense is doodgebrand. 125.000 mense is in een aand dakloos gelaat. En die gevaar wat Jakobus vir ons sê, die gevaar wat die tong inhou, is dat deur 'n kinderstorie, of bittere woorde wat gesê word, of wat ook al, bitterende, snydende woorde wat gesê word, kan 'n klein vuurtjie aangesteek word. En daardie vuur raak baie gou buite beheer. Nou Jakobus het ongetwyfeld weer vir Salomo in gedagte gehad, toe hy dit geskryf het, want hy sê in Spreuke 16 vers 27, 'n deegniet grawe 'n kuil van onheil, en op sy lippe is soos 'n brandende vuur. Maar in vers 21 van hoofstuk Spreuke 26 het hy gesê, so skole die gloed en hout die vuur laat opvlam, so is 'n toesgierige man om 'n toos aan te hits. Maar Jakobus het ook gesê in vers 20 van hierdie hoofstuk,
deur gebrek aan hout gaan die vuur dood. En as daar geen kwaadstoker is nie, bedaar die twis. En die gedagte hier is dat, solank as wat daar hout is om te brand, sal daar die vuur voortwoed. Nou wetenskaplik is dit ook gevind dat die hitte binne in so 'n veldbrand tot 800 grade Celsius kan word. Hulle het 'n kamera in 'n beskermende omhulsel geplaas, wat dan vir hulle gewys het hoe dat die bome spontaan aan die brand geslaan het. Vanweë die hitte. Daar's nie vlamme wat tot by daai boom gekom het nie. Die vlamme brand nog daar, maar die hitte is so groot dat hierdie bome soms spontaan net in die brand geslaan het. En dit is wat Jakobus na verwys wanneer hy hierdie illustrasie maak. 'n Probleem ontstaan tussen twee mense as gevolg van onbeheerste woorde. En dit word erger wanneer ander mense betrek word en meer hout op die argument geplaas word. En ek wil vir julle 'n baie eenvoudige, baie simpel voorbeeld, is net 'n opgemaakte voorbeeld wat ek vir julle wil vertel hier om dit te verduidelik. Twee mense staan daar by die koffie en praat oor die slegte verhouding wat Janie en Sunny het. Nou iemand hoor net so skrams wat gesê word. En wat hy hoor is dat Janie het 'n verhouding met Sunny. Maar hulle is nie mans en vrouens nie. Sunny is met iemand anders te getroud en Janie is met iemand anders te getroud. En onmiddellik gaan hy na een van sy vriende toe en hy sê, "Het jy gehoor?" Ons ken mos daai gedagte. Het jy gehoor? En hoe maklik kan ons onder gebed ook skinder? O, bid vir so en so, hulle gaan deur hierdie, of bid vir daai persoon, hy dit en dit en dit gedoen. En in hierdie illustrasie sien ons dan hoe groei hierdie storie dan nou groter en groter en groter, dat Sunny later dan al swanger is. En die probleem is nou, dit kom by Sunny se man uit, en hy is op die oorlogspad uit. En ons sien op hierdie manier word dit 'n groot veldbrand. En dit kom later aan by die ouderlinge uit, en hulle is reg om tikstaffe uit te voer, want dit is hulle plig. Maar toe hulle dit begin, toe kom hulle eintlik agter dat Janie en Sunny, wat eintlik van kinds af al goeie vriende was, het 'n meningsverskil oor iets gehad, en dit het hulle vriendskap geaffekteer. Hulle het glad nie 'n verhouding nie. Maar dit is die gevaar van die tong, soos 'n vuur, wat 'n klein vlammetjie begin en dit kan 'n veldbrand word. Dit illustreer hoe gevaarlik die tong kan wees. Nou Jakobus gee vir ons 5 elemente van wat die gevaar is wat die tong inhou hier in vers 6. Die eerste ene is, as jy wil neerskryf, die eerste ene is, Jakobus sê in vers 6, dat die tong is ook 'n vuur. Hy sê, dit is die wêreld van ongeregtigheid. Nou wat bedoel Jakobus as hy sê, dis die wêreld van ongeregtigheid? Want hier verwys hy nie na die fisiese wêreld of die heelal nie. Hy verwys na die vervalle, rebelse, sondige wêreldstelsel, wat onder wie se beheer is? Die Satan se beheer is. Dis 'n stelsel van ongeregtigheid en bose wetteloosheid en rebellie, wat die vlees van die mens inhou. Die ongeredde mens lewe nog in daardie wêreldstelsel. Kinders van God lewe nie meer in daardie wêreldstelsel, maar ons struikel dikwels om weer onder daardie wêreldstelsel te val. Die tong se gevaar is dat hy hou die wêreld van ongeregtigheid. Hy's in die wettelose stelsel onder beheer van die Satan. Die tweede rede is dat Jakobus sê dat die tong besmet die hele liggaam. Hoekom die tong gevaarlik is? Dit gaan nie net een area van jou lewe affekteer nie. Dit affekteer alles. Om dit te verduidelik is dat in so 'n veldbrand wat die vuur nie vernietig nie, word deur die rook so beskadig dat dit nooit weer dieselfde sal wees. Daai rook trek in alles in. Jy kry nie daai rook uit nie. Daai reuk is daar. Jy moet afbreek en van voor af begin as jy die rook wil wegkry. En dit is wat Jesus gesê het in Matteus 15 vers 11 wat ons vanmôre gelees het. Wat uit die mond uitgaan, maak die mens onrein. Jakobus sê dit maak die mens se hele lewenswandel onrein. Want Christus, onthou wat ons gelees het, Christus sê, Matteus 15 vers 18 tot 20, maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart, en dit is die wat die mens onrein maak. Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal. Dit is die dinge wat die mens onrein maak. Die derde rede hoekom maar die derde aspek van hoekom dit ons tonge gevaarlik is ons tong steek ons hele lewenswandel aan die brand. Nie net 'n gedeeltjie nie, ons hele lewenswandel.
Die brand versprei om alles waarmee ons te doen kry in ons lewe te affekteer. So daardie brand gaan nie net met jou eie lewe affekteer nie. Dit affekteer die mense ook waarmee jy te doen het. Dit affekteer die omgewing waarin jy is. Want onthou, ons word geken op die manier waarop ons praat, nie waar nie? En as jy jou tong nie gaan beheer nie, sal almal waarmee jy te doen het, gaan geaffekteer word daarmee, vroeër of later. Valse aantuigings, kinderstories, leuns, vuil taal, bitterheid, kan mense se lewens, maar ook hele families, en selfs skole en gemeentes vernietig. Want dit bly nie net by die persoon nie. Dit versprei uit. En solank ek en jy nie ons tonge kan beheer nie, sal die veldbrand net groter word. Julle weet, ons het nou weer baie met vloede te doen. Wanneer jy 'n rivier het wat in vloed is, daai rivier kan net soveel water dra en dit oorspoel oor hulle, soos die water wat afkom. Die water kan nie vermeerder so ver as wat hy aangaan nie. En as hy vermeerder, is dit net stroompies water wat bykom. Maar vuur is anderste. Vuur begin met 'n klein vlammetjie. En vuur is die enigste wat die vermoë het om te vermeerder, soos wat hy aangaan. Klein vlammetjie hierso, veldbrand daar. En Jakobus sê dan ook in die 4de rede, hy sê, dat hierdie vernietigingswerk van die tong word in die hel aangesteek. Nou die woord aangesteek dui op 'n aanhoudende aansteek. Dis nie net aangesteek en gelos nie, maar dit word aanhoudend aangesteek. Dit word aanhoudend aangevuur, aangeblaas. En die woord wat vir hel wat hy hier gebruik is die woord Gehenna, is die woord wat Christus die meerderheid kere gebruik het as hy van die hel gepraat het. En dit verwys na die vallei van Hinnom aan die suidweste kant van Jerusalem. Dis 'n diep sloot waar die liggame van dooie diere ingegooi was, en ook die ter dood veroordeelde misdadigers mag nie begrawe word nie, hulle was hier weggegooi. En selfs in die tyd toe Israel kindertjies aan Moloch geoffer het, hulle het hulle eie kindertjies aan Moloch geoffer, was daardie liggaampies dan in hierdie sloot weggegooi gewees. Dit het die asgate van Jerusalem geword, want jy kon niks daarmee maak nie, die stank en die vuil en die vuur wat nooit opgehou brand het in hierdie asgat nie. En dit verwys, en die Jode het dit gesien as die Satan en die demone se blyplek. Dis waar hulle bly. Nou, Jakobus sê, die vernietigingskrag van die tong word deur die Satan en sy demone aangehuts. Dis hoekom ons tonge so gevaarlik is, hoekom ons dit moet beheer. Onthou net, dit begin nie by die duiwel nie. Jy kan nie die duiwel beskuldig en sê, die duiwel het my gemaak, dit sê nie. Ons het daar in Jakobus 1 vers 14 gesien, dat elkeen word versoek, wanneer hy deur sy eie begeerlikhede versoek word en weggelok word en so. Maar wanneer dit gebeur, dan kom die duiwel. Die ou mense het gepraat van die duiwel wat jy op jou skouer sit. Dis nie waarheid nie, nee. Maar die gedagte is daar, dat die oomblik as hierdie vlammetjie begin, dan is die duiwel daar om dit aan te hits. Het jy gehoor wat so en so van jou gesê het? Jy verdien nie dat mense so van jou praat nie. Jy verdien nie dat mense dit van jou moet sê nie. En nou sê Satan is daar om dit aan te hits en op te blaas. Daar's 'n vers in Efesiërs wat dit vir ons baie mooi verduidelik. Blaai na Efesiërs 4, maar ek gaan dit op die bord sit as julle daarna wil kyk, maar Efesiërs 4 vers 26 en 27. Waar Paulus vir die Efesiërs skryf, hy sê, word toornig en moenie sondig nie. Hy praat daarvan regverdige toorn wat ek nog nie in my lewe kon ervaar het. Die toorn is altyd onregverdig, maar hy sê, laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie, en gee aan die duiwel geen plek nie. Hoewel die term woord nie in hierdie teks voorkom nie, is dit baie duidelik deel van hierdie teks nie, want woede of toornigheid gaan saam met woorde, of het ontstaan as gevolg van woorde. Jy kan nie toornigheid en woede hê sonder woorde nie, nee. Die punt is, as jy skinder en leuns vertel, vuil taal gebruik, mekaar beswanner en verbitterd in jou hart is, dan gee jy plek vir die duiwel om sy vernietigingswerk voor te sit. En ja, kinders van die Here kan ook hulle lewens weer as 'n vasstrapplek vir die duiwel gee, want dit is wat hierdie woordjie beteken. Dis 'n platform vir die duiwel om sy bose werke te doen, om almal anders aan te hits, om meer kwaad te word, om meer bitter te wees, om meer kinderstories te versprei, om meer bitsig en buitend met hulle woorde te wees. En die laaste element van hoe gevaarlik die tong is
En die gevaarlikheid wat die tong inhou, sien ons dan in vers 7 en 8 van Jakobus hoofstuk 3. Kyk aan vers 7, waar Jakobus sê, want elke soort natuur van wilde diere en voëls en kruipende, sowel as seediere word getem en is getem deur die menslike natuur. Jy weet, die mens kan bykans enige dier tem. Ons sien in die sirkus, en nou, die kleiner kinders weet seker nie meer wat sirkus is, want 'n mens sien dit nie meer vandag nie, maar vir ons wat nog weet wat 'n sirkus is, ons het gesien in die sirkus hoe 'n man 'n kolossale olifant op so 'n klein 3-poot stoeltjie kon gaan laat sit het, nê? Of ons het gesien hoe 'n leeutemmer wat 'n sweep in die een hand en 'n stoel in die ander hand het, hoe hy 'n leeu toertjies laat doen binne in daardie hok. As selfs die absurde storie van 'n man wat 'n slang geleer het om vir hom taakies te doen, of dit die waarheid is of nie, ek weet nie, ek het dit maar net raak gelees in my navorsing. Maar Jakobus sê vir ons hier in vers 8, maar die tong kan geen mens tem nie. En dis letterlik wat daar staan, as geen mens wat die tong kan tem nie. Daar dieselfde man wat die leeu getem het, kan nie sy tong in toom hou om nie sy vrou sleg te sê nie. Daar dieselfde vrou wat die perde so mooi beheer om in pas te galop, kan nie haar tong terughou en toom hou om nie haar man te verneder nie. Jakobus sê, maar die tong kan geen mens tem nie, dis 'n onbedwingbare kwaad vol dodelike gif. En hy kan nie getem word nie, maar dis nie 'n verskoning om te sê ons kan dit nou net doen nie, want hoewel ons nie die tong kan tem nie, kan ons die tong beheer. Dis wat Jakobus vir ons hier leer. En ons kan die tong beheer deur saam met Dawid te bid, Here, stel 'n wag voor my mond, bewaar die deur van my lippe. Op ons eie krag gaan ons dit nie kan doen nie, maar deur die krag van die Heilige Gees van God kan ons dit doen. Die volwasse kind van God het al geleer om onder beheer van die Heilige Gees sy tong in toom te hou, omdat hy besef hoe gevaarlik die tong kan wees en hoe gou en maklik dit buite beheer kan raak. Maar dit gaan nie maklik wees nie. Hy sal sy hart moet skoonmaak van daardie gif. Hy sal na die laboratorium toe moet gaan en hy sal 'n konkoksie bymekaar moet sit wat daardie gif uit sy hart uit gaan haal. So die laaste rede, ons het na die 4 redes gekyk vandag, van hoekom dit belangrik is om ons tonge te beheer. Die spesifieke koneksie, die spesifieke omgewing of omstandighede is, ons gaan groter oordeel deurgaan. Die algemene is ons almal struikel. Niemand is gevry waar hiervan nie. Die derde ene was, die tong is gevaarlik. Hy's geweldig gevaarlik. Maar die vierde en die laaste ene is dat die tong skynheilig is. En die skynheiligheid van die tong maak dit vir ons so uiters moeilik. En dit is hoekom dit so moeilik gaan wees. Net as jy dink jy kry dit reg in die een area, met een persoon, is daar iemand anderste waarmee jy nie so goed mee gaan doen nie. Jakobus 3 vers 9 sê, daarmee loof ons God en die Vader, en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is. En Jakobus gaan terug na Genesis toe. As God die mens na sy beeld gemaak het, hoekom vervloek ons mense wat dan na God se beeld gemaak is? En wanneer ons dit doen, sê Jakobus, val ons in werklikheid die beeld van God in daardie persoon aan. Kyk nou na vers 10 tot 12, Jakobus 3 vers 10 tot 12. Lees dit saam met my daar in die Bybel. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. 'n Vyeboom, my broeders, kan tog nie olywe voortbring of 'n wingerdstok vye nie. So kan geen fontein brak en vars water voortbring nie. Sien, ons kan die skynheiligheid in hierdie verse sien, nie waar nie? By die kerk gebruik ons tonge as 'n instrument om God te seën en te verheerlik. Ons aanbid God deur sang en ons sing so lekker en so mooi saam. En dan na die tyd, dan gaan praat ons daar agter rondom die koffie en ons is lief vir mekaar en ons praat so mooi met ons tonge oor die dinge van God, oor die groot werke wat God doen en die wonderlikheid van God. Maar dan gaan ons huis toe en ons kritiseer en ons beswadder mense wat na God se beeld gemaak is. Jakobus sê hier vir ons in vers 10, dit behoort nie so te wees nie. In werklikheid is Jakobus geskok. Hy sê, broeders, ons kan dit nie doen nie. Kinders van God kan dit nie doen nie. En ek wil vir die aanraai vanmôre, moenie dat die pragtige skildery wat jy op 'n Sondag skilder hier by die kerk nie, die lelike muur van die dinge wat jy gedurende die week wegsteek nie, wat jy gedurende die week sê, wegsteek nie.
Jakobus sê vir ons in werklikheid, 'n slang het 'n gevrikte tong. Maar ons behoort nie een te hê nie. Hy gee 3 kontraste in hierdie teks om ons te help om die skynheiligheid in ons spraak raak te sien. Vers 11. 'n Fontein kan nie vars en bitter water gelyktydig gee nie. Jy kan nie na 'n fontein toe gaan en sê, "Wel, skep in daai hoekie nie, dit gaan vars wees, maar moenie hier skep nie want dit gaan bitter water wees nie." 'n Fontein kan net of vars of bitter water gee. Hy kan nie albei gee nie. Selfs met 'n vyeboom. Vyeboom kan nie olywe gee nie. Jy gaan nie na jou vyeboom toe in die begin van die seisoen en jy sê, "Vyeboom, ek wonder wat gaan jy vir my hierdie jaar gee, vye of olywe?" Of miskien aan hierdie kant van die vyeboom gaan jy 'n vy pluk en aan daai kant gaan jy 'n olyf kry. Dit werk nie so nie. En daarom sê hy ook, wingerstokke kan nie vye gee nie. Wanneer jy na die wingerstok toe gaan, wat verwag jy om na te kry? Druiwe, nie vye nie. En dan sê hy, so kan geen fontein brak en vars water voortbring nie. Dis so goed soos om na 'n fontein toe te gaan wat brak water gee. Nou het jy jou bekertjie en jy dip hom in die fontein en jy sê, nee, slegte brakwater, gooi dit weg. Nou wag jy 'n bietjie en jy kyk vir die fontein. Jy sê, dip gou hierso, nou gaan ek vars water kry. Ja, wat gaan gebeur? As hy die eerste keer brakwater gegee het, gaan hy die tweede keer brakwater. 'n Fontein kan nie brakwater en vars water gelyktydig gee nie. En die punt wat Jakobus hier maak, al hierdie dinge is teen die natuur. Vyeboom kan nie olywe gee nie. Wingerde kan nie vye gee nie. Fontein kan nie vars en brakwater gee nie. Daarom, die analogie wat Jakobus hier maak, hy sê daarom kan geesvervulde kinders van God nie met gevrikte tonge praat nie. En tog gebeur dit, nie waar nie? En Jakobus sê dit gaan nie maklik wees nie. Maar jy moet jou tong beheer. Jou woorde is vir God belangrik en daarom moet dit vir jou belangrik wees. So ek wil afsluit vanmôre met, hoe gaan ons dit doen? Ons het nou gehoor wat Jakobus sê, dis belangrik dat ons tonge moet beheer. Maar hoe gaan ons dit doen? Hoe gaan ons nou hiervandaan vorentoe gaan? Wel, hou in gedagte wat Christus in Matteus 12 vers 36 gesê het, wat ons net nou saam gelees het. Die mens sal vir elke ydelle woord rekenskap gee. Hou daardie gedagte voorop in jou gedagtes elke oomblik van elke dag vir die res van die week. Vir alles wat ek sê, gaan ek verantwoording doen. Onthou dit. Ons kan nie vandag hier uitstap en vir onsself sê, wel, ek het werk om te gaan doen nie. Wat ek vertrou en ek hoop elke een van ons op hierdie stadium vir onsself sal sê. Maar dit help niks as jy dit vir jouself sê en jy doen niks nie. Wees spesifiek, want dit gaan 'n moeilike werk wees. Moet ook nie 'n quick fix verwag en dink, môre oormôre is alles reg nie. Dit gaan lank vat. Nou, hoe gaan ons dit doen? Stap nommer 1. Begin met die hart. Onthou Matteus 15 vers 11 en 18 tot 20. Wat in die hart van die mens is, kom uit sy mond uit. So, as ons hier vanaand verdaag, is die eerste stap wat ek en jy moet doen om ons tonge in toom te hou, is maak heel eerste van alles ons harte skoon. Nou, hoe gaan ons harte skoon maak? Paulus het vir ons 'n idee gegee in Kolossense 3 vers 16 tot 17 as hy sê, laat die woord van Christus rydelik in julle woon in alle wysheid. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. So onthou jou hart, begin by jou hart, maak jou hart skoon. Hoe maak jy jou hart skoon? Bestudeer God se woord. Laat God se woord ryklik in jou woon. Laat God se woord jou lewe reguleer. Dan die tweede stap is, wees spesifiek. Wees spesifiek. Soos jy uitstap en jy werk om te gaan doen en ons almal het werk om te gaan doen. Dit help nie, gemaak net jou hart skoon nie. Dis die begin. Maar nou moet jy ook daadwerklik optree en wees spesifiek. Kies 'n area in jou lewe waar jy weet jy nodig het om meer beheer oor jou tong te hou. Miskien by jou werk of dalk in jou huwelik. Kies 'n area in jou lewe. Maar kies ook elkeen kies een persoon spesifiek met wie jy weet jy moet sagter mee werk. Jy moet sagter mee praat. En wat ek wil hê jy hierdie week dan nou moet doen, is soos wat jy nou deur die week gaan, jy moet bewustelik, deur die krag van die Heilige Gees, moet jy ophou met jou normale manier, wat jy met daardie persoon gaan praat. Dis 'n keuse wat jy moet maak. Hou op.
Dit gaan nie van self gebeur nie. Dit is nie 'n quick fix nie. Ek wil my hart skoon maak, maar ek wil spesifiek begin deur net op te hou te doen wat ek altyd gedoen het tot nou toe. Plaas 'n stang in jou mond en beheer jou spraak as 'n bewustelike keuse wat jy maak. Vervang daardie slegte manier van praat met 'n goeie manier van praat met daardie persoon. Een persoon, kies net eers een persoon. Kan later meer en verder gaan. Wees spesifiek. Vra jouself aanhoudend, hoe vaar ek? Hoe praat ek? Eer ek Christus in my woorde? Maar ons moet eerlik en ernstig met onsself wees wanneer ons hierdie dinge vra. Herinner jouself dat jy eendag verantwoording sal doen vir hierdie woorde. Wees bewus dat wat jy sê is eintlik wat in jou hart is. Wees eerlik geskok en berouvol oor dit wat nog in jou hart is. En in die krag van die Heilige Gees sal die Here jou help om jou tong te beheer. Ons kan dit beheer. Dit is 'n teken van geestelike volwassenheid aan die een kant, maar aan die ander kant is dit the means to spiritual maturity. As jy geestelik volwasse wil word, beheer jou tong. Want as jy jou tong beheer, gaan jy jou hele liggaam beheer. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir u woord en baie dankie vir hierdie lering wat ons vanoggend uit u woord uit kon kry. Dit sny en dit sny seer. En ons elkeen weet vandag, Here, ons het werk om te gaan doen. En daarom wil ons spesifiek bid vir vanmiddag se byeenkoms. Here, dat ons as 'n gemeente sal opdaag, almal, omdat ons almal besef, ons het 'n werk om te doen. En almal besef ook dat die enigste manier waarop ons daardie werk gedoen gaan kry, is om daadwerklik op te staan en dit te begin doen. U het reeds vir ons die vermoë gegee, want u het reeds vir ons wie gered is, u Heilige Gees in ons harte en ons lewens gegee. Want nou is dit ons wat die krag van u Heilige Gees in en deur ons lewens moet toepas. En dat ons op die manier waarop ons met ons vrouens, met ons mans, met ons kinders, met ons families, met ons vriende, met mekaar praat, Here, dat ons versigtig sal lewe om ons tonge te beheer. Dankie dat ons kan besef dat ons dit op ons eie nooit kan doen nie. Maar dat deur u krag kan ons dit doen, want u het vir ons die krag gegee. En die verantwoordelikheid lê by ons om u krag toe te pas in ons lewens. Here, help ons om hiervandaan uit te gaan. En dat ons lewens nooit weer dieselfde sal wees nie, omdat ons beheer oor ons tonge gaan uitvoer. Ons loof u daarvoor in Jesus naam. Amen.